Hallo almal, in hierdie video bespreek ek die stelling van Pythagoras en dan gaan ons ook 5 voorbeelde doen. Nou baie belangrik, die stelling van Pythagoras werk in 'n reghoekige driehoek. So in driehoek ABC met hoek C 90 grade, volgens die stelling van Pythagoras kan ons sê, daardie sy teenoor hoek A is klein a, die sy teenoor hoek B is klein b en die sy teenoor hoek C is klein c. Daarom kan die stelling van Pythagoras dan gedefinieer word as die skuinsy kwadraat is gelyk aan 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. En ons kan dit dan skryf as c kwadraat is gelyk aan a kwadraat plus b kwadraat. Ons kan ook sê dat, en dan wat nou hier gebeur het, is daar's die stelling van Pythagoras, skuinsy kwadraat is gelyk aan 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat, en nou kan 'n mens ook een van die ander sye die onderwerp van die formule maak. Met ander woorde, as jy dalk vir a kwadraat die onderwerp van die formule wou maak, dan kan die b kwadraat oorloop en jy kry dat a kwadraat is dan nou c kwadraat minus b kwadraat. Of daar is die stelling van Pythagoras in sy oorspronklike vorm en miskien wil jy vir b kwadraat die onderwerp van die formule maak, dan sal a kwadraat oorloop en dan kan 'n mens sê b kwadraat is gelyk aan c kwadraat minus a kwadraat. Nou my voorstel aan jou is, ek skryf altyd die stelling van Pythagoras neer, soos wat ek hom ken, skuinsy kwadraat is gelyk aan 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. En dan vervang ek die waardes in en dan los ek op wat ek nodig het. Voordat ons nou met die sommetjies begin, wil ek net vir jou sê, daar is iets wat 'n mens noem Pythagoras drietalle. So dit is nou in 'n reghoekige driehoek, kry jy die volgende. Hierdie 3 getalle loop saam. 'n sy lengte van 3, 'n sy lengte van 4, dan sal die skuinsy se lengte altyd 5 wees. So 3, 4, 5 noem ons 'n Pythagoras drietal. Nog ene sal wees 'n sy lengte van 5, 'n sy lengte van 12 en 'n skuinsy 13. So 5, 12, 13 is 'n Pythagoras drietal. En nog ene, 'n sy lengte van 8, 'n sy lengte van 15 en dan sal die skuinsy 17 wees. So 'n Pythagoras drietal daar, 8, 15, 17. Voorbeeld 1. Bereken die lengte van die derde sy in driehoek KLM. Nou wil ek net vir jou wys, waar vind 'n mens nou weer die skuinsy? Dit is die sy wat teenoor die regte hoek, die 90 grade hoek staan. Nou mens begin altyd die stelling van Pythagoras met die skuinsy kwadraat is gelyk aan die 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. Nou kom ons kyk, dit sal wees km kwadraat is gelyk aan KL kwadraat plus LM kwadraat. En dit maak ook nie saak in watter volgorde jy hierdie geskryf het nie. Nou is my advies aan jou, wanneer mens die stelling van Pythagoras neerskryf, dan moet jy maar altyd net sy naam byskryf, kom ons gee nou maar vir hom die krediet daarvoor. Nou kan ons invervang. Ons weet dat KL is 4, dis vir ons gegee, en sit dit in 'n hakie, 4 se kwadraat, plus en LM se lengte is 3, 3 kwadraat in 'n hakie. Dan kan ons sê, km kwadraat is gelyk aan, 4 kwadraat is mos 4 maal 4, dis 16, plus en 3 kwadraat is 3 maal 3, wat 9 is. 16 plus 9 is 25. Maar ons wil die lengte van km weet, nie die lengte van km kwadraat nie. So wat ons doen, is ons trek 'n vierkantswortel beide kante, om van hierdie kwadraat ontslae te raak. En dan eintlik, as 'n mens jou eie vierkantswortel trek, dan voeg 'n mens
plus min by, maar ons gaan nie nou daaroor bekommerd wees nie. Vir nou is as jy die vierkantswortel trek, sal ek gelukkig wees. Ons trek die vierkantswortel van 25 en die antwoord is 5. Dis is km se lengte 5 eenhede. Voorbeeld 2. Bereken die lengte van die derde sy in driehoek ABC. So jy sal sien, in hierdie een is die skuinsy vir ons gegee en die een wat ons sal bereken is die lengte van AB. Maar jy begin nog steeds met skuinsy kwadraat is gelyk aan die een sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So in terme van ons driehoek ABC sal daardie wees. AC kwadraat is gelyk aan AB kwadraat plus BC kwadraat. So die een wat ons wil bereken is AB kwadraat. En onthou, as jy nou daardie neerskryf, dan moet jy die skryf, dis die stelling van Pythagoras. Nou goed, nou dat jy hom neergeskryf het in sy gewone vorm, nou vervang jy in. AC is 50 se kwadraat, is gelyk aan AB kwadraat, dis wat jy wil bereken, plus en BC is vir jou gegee, dit is 48 kwadraat. Dan in die volgende stap, 50 kwadraat beteken 50 maal 50, dis 2500, is gelyk aan AB kwadraat plus 48 kwadraat beteken 48 maal 48 en dit is 2304. Nou wil jy vir AB kwadraat oplos. So wat 'n mens doen is daardie 2304 gaan oorloop. Jy trek dit af van 2500 en jy kry 196 is gelyk aan AB kwadraat. En nou trek jy net die vierkantswortel beide kante. Onthou hier by AB kwadraat daardie kanselleer, die vierkantswortel van 196 is 14. Dus is AB se lengte 14 eenhede. Voorbeeld 3. GH is 6 meter. HJ 8 meter, FG 26 meter en FJ is Y meter. Bereken Y. Nou sal jy sien, ons het te doen met twee reghoekige driehoeke en ons moet Y bereken en Y is 'n sylengte. So ons gaan die stelling van Pythagoras gebruik. Maar as ons nou kyk na driehoek FGJ, dan sal jy sien, daar's nie genoeg inligting om vir Y te bereken nie. So wat ons gaan doen is, ons gaan oorspring hier na driehoek JGH toe en dan gaan ons eers vir JG bereken. Nou kom ons begin met die stelling van Pythagoras. Altyd, skuin sy kwadraat is gelyk aan 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So in daardie driehoek JGH kry ons skuin sy GJ kwadraat is gelyk aan GH kwadraat plus JH kwadraat en jy moet bysit die stelling van Pythagoras. Nou kan ons invervang. GH is 6 se kwadraat plus JH is 8 se kwadraat. Volgende stapie, 6 se kwadraat beteken 6 maal 6 is 36 plus 8 maal 8 is 64. 36 plus 64 is 100 en dan links het ons GJ kwadraat is gelyk aan 100. So ons trek die vierkantswortel beide kante en ons eindig met GJ is 10. En onthou nou, die oomblik as jy die grootte van 'n sy het, dan vlieg hy in. Daar het hy ingevlieg vir ons, 10. Nou kan ons na FJ toe beweeg, maar ons gaan nou in daardie ander driehoek aan die linkerkant beweeg, maar ons begin weer eens, altyd, skuin sy kwadraat is 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So in daardie driehoek is dit dan nou eintlik FG kwadraat is FJ kwadraat plus JG kwadraat. Daarom, stelling van Pythagoras moet jy altyd bysit. FG is vir ons gegee, dit was 26 se kwadraat, is gelyk aan FJ, dit is Y se kwadraat, plus en JG, het ons nou net bereken, is 10 se kwadraat. In die volgende stap,
26 kwadraat beteken 26 maal 26, wat 676 is gelyk aan y kwadraat plus en 10 kwadraat is 10 maal 10, dis 100. Laat hy oorloop, 676 minus 100 is y kwadraat, dit gee vir jou 576 is y kwadraat. Trek die vierkantswortel beide kante, dus is y se lengte 24 meter. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy is ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Voorbeeld 4. O is die middelpunt van die sirkel met hoek C1 gelyk aan hoek C2 gelyk aan 90 grade. So as jy nou gou na die skets kyk, dan sal jy sien die feit dat daardie twee hoeke 90 grade is, regte hoeke is, beteken dat ons 'n reghoekige driehoek DOC en 'n reghoekige driehoek OCE het. Nou vra die vraag, bereken die lengte van die middellyn van die sirkel. Nou goed, sien jy wat het nou eintlik hier gebeur? Hulle het nou vir ons weggesteek dat dit die stelling van Pythagoras is. Ons gaan nou eintlik met die inligting wat ons het, kan ons vir DO uitwerk. En wat is DO? Dit is die radius van daardie sirkel. So as ons hom het, dan gaan ons net die radius verdubbel, want 'n radius is mos, as ons hom verdubbel, die middellyn. Nou goed, so sien jy, hulle gaan nie jou hand vashou en vir jou sê, gebruik jy nou die stelling van Pythagoras nie. Jy moet gekyk het na die inligting en besef het, jy het 'n reghoekige driehoek, twee sye is gegee, OD is die skuinsy, is die radius, om uiteindelik met 2 te vermenigvuldig om die middellyn te kry. Ons begin. Altyd, skuinsy kwadraat is die een sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So dit word OD kwadraat is OC kwadraat plus CD kwadraat en jy sit by Pythagoras. Nou vervang ons in. OC is 12 se kwadraat plus CD is 9 se kwadraat. 12 se kwadraat is 12 maal 12 is 144 plus 9 se kwadraat is 9 maal 9 is 81. 144 plus 81 is 225. Maar aan die linkerkant is dit OD kwadraat. So ons trek die vierkantswortel beide kante en aan die vierkantswortel van 225 is 15. So nou weet ons dat OD 15 is. Met ander woorde, die radius van ons sirkel. Maar die vraag wou, die lengte van die middellyn weet. So wat gaan ons doen? 'n middellyn is 2 maal die radius. Dus is dit 2 maal 15 en die middellyn is dus 30 eenhede. Voorbeeld 5. Bereken die waarde van klein x tot 2 desimale as y gelyk is aan 5 en z is gelyk aan wortel 15. Nou sal jy sien, jou driehoek, jou reghoekige driehoek, het net aangedui die hoekpunte x, y en z. So kom ons vind nou eers uit, waar is klein x? Klein x is die sy wat teenoor hoek x staan. Klein y is die sy teenoor hoek y. En klein z is die sy teenoor hoek z. Dan is daar ook weer gegee dat y 5 is en z is wortel 15. Nou goed, ons gaan vir x bereken. Ons begin altyd deur te sê, skuinsy kwadraat is die een sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. En in terme van ons driehoek sal dit sommer wees, y kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus z kwadraat, Pythagoras. Nou kan ons invervang. In y se plek 5 se kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus en dan z is wortel 15 in 'n hakkie gekwadreer. Nou wil ek net gou vir jou wys, hierdie wortel 15
wat gekwadreer is, hoe 'n mens dit sou uitwerk. 'n Mens sê 'n wortel is dieselfde as tot die mag 1/2 wat gekwadreer is, en dan sê 'n mens 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan homself in 1 keer. So eintlik is die antwoord van 15 onder 'n wortel gekwadreer is net 15. Terug by ons som. Hier aan die linkerkant, 5 gekwadreer is 25, is gelyk aan x kwadraat, en daar het ek nou vir jou gewys aan die regterkant, wortel 15 gekwadreer is net 15. Kom ons los vir x op. 25 minus 15 is x kwadraat, 10 is x kwadraat, trek 'n vierkantswortel beide kante, dus is x 3,16 eenhede. In die volgende video gaan ek vir jou leer hoe om te bepaal of 'n driehoek wel 'n reghoekige driehoek is. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.